Heer, vanoggend wil ek weer eens die diens aan U opdra. Vroeg vanoggend het ons dit gedoen, maar ek weet U is hier so, U is hier met elkeen wat hiernatoe gekom het. Die woord sê waar 2 of 3 in U naam bymekaar kom, daar is U. Ek weet U is hier by ons. En alles wat ons vandag doen, dra ek op aan U. Elke woord wat uitgaan, elke gedagte wil ek vra dat dit sal wees soos wat U wil hê dit moet wees. Ek wil bid vir die jong mense. Ek sien daar's opgewondenheid oor die meisies en die seuns, en ek wil vra dat terwyl dit goed is dat mens jonk is en dat jy sulke goed geniet, wil ek vra dat wanneer ons by U kom, dat ons gedagtes op U gevestig sal wees en dat ons sal leer wat U wil hê ons moet leer. Ek wil vra dat U by elkeen sal stil staan, elkeen wat 'n behoefte het, elkeen wat met 'n spesifieke behoefte vanoggend kerk toe gekom het, elkeen wat met ietsie worstel, elkeen wat net dankbaar is vanoggend. Heer, want ons het so baie om voor dankbaar te wees. En ek wil vir U loof en ek wil vir U dank. Dankie vir die reën wat ons kry. Dankie dat U ons bewaar van groot vloede en van baie goed wat kan gebeur, maar U bewaar vir ons. Baie dankie vir die gebou waar ons kan kerk hou. En dankie vir al die liefde. Amen. Nie alles wat met jou gebeur het, was goed nie. Maar God is genoeg om alles te gebruik. Jy weet, as jy nie 'n alkoholist was nie, dan gaan jy verstaan hoe 'n ou voel wat aan die drink gaan nie. As jy nie 'n druggie was nie, gaan jy nie verstaan hoe die ou wat drugs gebruik voel oor dit wat besig is om met sy lewe te gebeur of haar lewe. As jy nie deur 'n egskeiding is nie, dan gaan jy nie so maklik vir 'n ander ou kan verduidelik hoe voel dit om deur 'n egskeiding te gaan nie. As jy nog nie 'n jaar gedryf het by die skool nie, dan gaan jy nie vir die kind wat gedryf het verduidelik hoe jy gevoel het nie, verstaan jy? So elkeen van ons het drama en issues en dinge deurgemaak in ons lewe. Wie het nog geen moeilikheid gehad nie? Wie het alles perfek in die lewe? Okay, alles nie hier nie. Dankie tog, Here, dankie. Pastor Helga, hier sit net jou brille op om te kan lees, nee. Nou, ons titelgedagte vandag is nie net nog 'n Sondag wat ons diens toe kom nie. Vandag is 'n keerpunt. Vandag kan jy loskom, opstaan en vorentoe beweeg. As jy die woord klaar is, moet jy 'n keuse maak. En dis hoekom ek wil hê die nagmaal moet na die tyd bedien word, sodat ons onsself voorberei, want jy kan nie daai nagmaal vat as jy nog steeds ietsie in jou hart het wat jy mee moet deel nie. En dit is vir my baie belangrik dat ons vandag onsself oopmaak. En dit wat ons terughou in die lewe, ons gaan een kant weg. Gee dit vir God. Ons gaan nie daarmee dat dit ons lewe verwoes nie. Ons gaan nie sê, ja, maar ek is dit, of ek is dit, of ek was dit nie. Jy is wie God sê jy is, en vandag is 'n nuwe dag. Gister kan ons niks aan doen nie. Ons kan absoluut geen veranderinge doen aan gister nie. Ek kan nie daai petrol wat nou my kar uitgeloop het, omdat daar nie 'n ordentlike prop op die kannetjie was. Ek kan nou nie daai reuk net gou sê, kom ons rewind dit en dis nou verby nie. Dit gaan nou 'n bietjie ryk vir 'n wyle. Maar ek sê dankie dat elkeen van ons 'n keuse het en dit wat verby is verby. Jy kan sê jy is jammer en vorentoe beweeg. Amen. Dis dit waar ons is. Kom ons buig ons hoofde. Ek weet Pastor Helga het al gebid, maar ek wil net hê ons gees moet net bietjie rustig raak. Kom ons buig ons hoofde. Vader, ons kom vandag na U toe, nie as mense wat alles reg het nie, maar as mense wat alles nodig het, Vader. Here, party van ons dra seer wat jare oud is al. Verhale wat ons nie gekies het nie, daar wat ons nie wou hê nie, wonde wat nie ons skuld is nie, Vader. Maar U is hier, vandag. Mag die gees van sitplek tot sitplek beweeg, mag elkeen van ons aangeraak word met die vuur van die Heilige Gees. En Here, ek sê dankie vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees. En Here, dat ons nie 'n oordeel, onsself veroordeel en waar ons was nie, maar dat ons U uitnooi waar ons op pad is. Heilige Gees, raak elke hart aan wat vandag luister. Here, die wat hier sit, die wat nog gaan luister. Breek elke ketting wat nie eers meer gesien kan word nie. Ons gee ons
Geef ons die moed om weer op te kan staan en te glo. Waar ons nie net kan onthou nie, maar waar ons dit laat los. Ons verklaar, die verlede het nie meer die laaste sê nie, maar U het die laaste sê. Ons sê dankie daarvoor en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Sjoe. Ok, ek het julle elkeen 'n papiertjies gegee, wat ons die versies op het. Julle het seker al begin soek, dit is in volgorde soos wat ek die diens aangaan. Gaan julle net daar kyk, Romeine 8 vers 28, Genesis 50 vers 20. So ek glo julle het al gekyk in julle Bybels. En daar's 'n plekkie wat notas reg is om notas te maak. Want ek dink vandag se preek is se woord is vir elkeen van ons bedoel. Hier's nie een wat dit nie is, dis vir elkeen wat hy sê. Elke lewe persoon het in sy lewe 'n verlede. Elkeen het 'n seer gekry. Elkeen het issues gehad in die lewe. Hier's nie iemand wat volmaak is nie, want dan was hy nie hier vandag nie. So, kom ons kyk na Romeine 8 vers 28 en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou, hier staan, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Nou, hoekom kry ons moeilikheid op ons pad? Hoekom kry ons teleurstellings op ons pad? Hoekom gaan dinge soos wat dit gaan? As die woord dan vir ons sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Hoekom gaan daar dan goed verkeerd op ons pad? Want ons is nie gehoorsaam nie. Ons luister nie altyd nie, ons geloof is nie altyd sterk genoeg nie. Ons is so gewoond om negatief te spreek. Genesis 50 vers 20, want julle wat wel kwaad teen my bedink het, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos wat vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. So, daar's goed wat gespreek word. Het ek self nou gesê, ek gaan nou seer stem hê as ek nou aangaan en praat soos wat ek praat. Maar dit is nie so nie, want ek spreek dit al klaar, dit is al klaar op pad om te kom. Wat vanoggend gespreek is, die gisteraand voor haar gesê, daar gaan nie krag by die kerk wees nie. Want dit is gespreek gisteraand. Nee? Ons spreek dinge uit wat ons nie moet uitspreek nie. Ons moet kyk na wat ons sê. Maar ok, eerlikheid is nie altyd wat goed was vir jou nie. God ontken nie jou pyn nie. Hy sê nie vir jou, daar's baie keer 'n leuen wat hier van hierdie stoel af gepreek word, wat sê, jy moet harder bid, jy moet harder dit, jy moet harder dat. Mensies? God ontken nie jou pyn nie. Daar is 'n gevaarlike leuen wat altyd gesê word, jy kan harder bid. Alles gebeur vir 'n rede. Nee, sê ons dit nie altyd nie. Alles gebeur vir 'n rede. Maar as jy nog gaan stil sit en dan sê die Bybel vir jou, nie alles wat gebeur is goed nie. Dit sê God is goed genoeg om te gebruik. Baie keer gaan ons deur 'n tyd in ons lewe wat ons op die ou end 'n boodskap daar uitgee. Dit gee vir ons op die ou end 'n boodskap. En as ons nou kyk, Jesus het gehuil. Josef is verraai. Paulus is geslaan. Pyn beteken nie afwesigheid van God nie. Dis nie, God is nie afwesig nie. Dit beteken nie God is afwesig nie. Ons gaan deur dinge gaan. Jy gaan, ek kan nie vir jou sê, jy gaan hier uitstap sonder om jou toon seer te maak hierdie week. Ek kan nie. Want as jy nie in God se wil beweeg nie, dan gaan jy nie seer kry. Jy gaan probleme op jou pad kry, want jy beweeg nie die wil van God nie. Dinge gebeur wat nie jou skuld is nie. Dinge gebeur, daar's dinge wat op ons pad kom. Baie keer ry ons in 'n kar en ons wil afdraai en die ou stop nie. Wie se skuld is dit? Is dit daai ou of jy wat ongehoorsaam was? Daai ou. Wat het die vyand kom doen? Hy kom steel.
Hy kom steel. Wat die vyand nou net gedoen? Hy is besig om te steel om hierdie klankstelsel te doen wat hy doen. Maar hy gaan nie regkom nie. Daar's woorde wat jou gebreek het in jou lewe. Woorde wat oor jou uitgespreek is. Woorde, verhoudings wat jou verraai het. 'n Verhouding wat nie uitgewerk het nie. Verhoudings wat seer gemaak het. Verhoudings wat teleurgestel het. Besluite wat ander geneem het, wat jou benadeel. Trauma wat jy nie gekies het nie. Ons kies nie om deur trauma te gaan nie. Ons kies nie dat die vyand moet inkom en by ons kom steel nie. Maar mense, ons los die deure oop, sodat die vyand kan inkom. Ons los deure oop. Kyk in die aand as ons gaan slaap. Wie van ons sê ooit dankie vir die dag? Is jy regtig ernstig oor dit wat vir jou vir die dag gegee is? Kom ons kyk gou 'n rowwe fliek, want dit gaan ons so 'n bietjie boost. Kom ons kyk gou 'n bietjie ietsie wat ons kan lus maak. Om net meer energie te kry, meer woema te hê. Om die adrenalien te boost. Iemand sê nydag vir my, hulle kyk 'n bietjie rillers om bietjie hulle lewe, hulle wil bietjie opwinding hê. Wanneer wil jy opwinding hê in Jesus? Maar ja, ons kyk na Johannes 10 vers 10. Dis my gunsteling vers. Die duiwel, die dief steel, maar Jesus gee lewe. Amen. Die dief steel, maar Jesus gee lewe. Die dief kom om net te steel, te slag en te verwoes. Maar dan kom die belofte van die Here af wat sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Dis daar vir jou. Dis daar. Ek het gekom om lewe en oorvloed te kan hê. Amen. Gevaar om in die verlede te bly. Ons is so geneig om te sê, ek is so want my pa was so. Ek is so want my ma was so. Net? Ek sien net kinders wat net sy gesigte rooi word. Daai verlede is besig om steel jou hede. Die verlede is besig om dit wat nou voor lê te steel by jou. Wanneer jy aanhou uitleef met bitterheid, vrees, want dit wat jy vrees kom oor jou. Die woord sê so. Dit wat jy vrees, pas op, moenie vrees nie. Skuld, skaamte, skaamte. Ek is skaam om te wys ek is 'n kind van die Here. Wat gaan dit lyk as ek langs die pad staan en bid vir mense? Hoe gaan dit lyk? Mense gaan na my sien en dink, daar kom die vyf onder die arm dame die aan te staan. Hulle kan sê wat hulle wil. Mense is geneig om woorde te spreek. Jy kan nie vorentoe beweeg net terugkyk nie. Jy kan nie. Jy gaan nie kan vorentoe gaan nie. Jy gaan nie. As jy na die reverse ry, gaan jy nêrens toe kom nie. Jy moet vorentoe gaan, mense. Dit wat gebeur het, kan jy nie nou verander nie. Ek het eendag 'n glas water. As jy by 'n brug staan en die water is besig om te vloei, en jy gooi daai glas water uit, kan jy daai selfde glas weer terugkry met daai water in. Dit is verby. Help nie ons gaan terug daarop nie. Help nie ons hou vas aan die verlede nie. Help nie ons hou vas aan ons voorvaders se gebeurtenisse nie. Of hou vas aan dit wat nie meer daar is nie. Want jy moet vorentoe beweeg. Amen? Amen. Jesaja 43 vers 18 tot 19. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitbrei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Wat sê dit vir jou? Dink nie aan die vorige dinge nie. Dit help nie jou vas nie. Let go. En let God. Onvergewensgesindheid hou jou vas.
Niemand sê amen nie. Vergifnis sê nie, wat gebeur het was reg nie. As daar van jou gesteel is daar van jou gesteel. Jy het die reg om te sê. Weet jy wat, ek is kwaad. Nou dag is 'n kliënt van my se bakkie gesteel by die praktyk. Ek sê ek is jammer dat dit nou gebeur het. Sy sê sy is kwaad. Sy is kwaad. Maar weet jy wat? Dalk het die Here daai oomblik jou nie daar gehad nie. Want daai oomblik kon jy seer gekry het toe hulle jou dalk wou. Amen. Weet jy? So dat jy nie daar was nie, dan is dit eintlik maar beter dat die bakkie net gevat is, maar jou lewe is nog reg. Maar jy kan nie laat daai verlede se dinge jou beheer nie. Jy kan nie nou kwaad wees vir almal met bakkie gesteel is nie. Jy moet aangaan, jy kan vorentoe staan. Jy is vergewe vir jou vryheid, nie vir vrede nie. Jy vergewe vir jou vryheid, nie vir vrede nie. Amen. Ons moet vrykom. As jy die hele tyd nou gaan sit en dink aan ek het so seer gekry in die lewe. Ek kan nie mense vertrou nie. Ek het regtig seer gekry. Ek kan nie vriendskappe maak nie want mense kry seer met vriende. Mense kry seer in huwelike. Mense kry seer in verhoudings. Jy kry seer in alles. Gaan jy jou kop toe trek en stil bly? Of jy sê ek is meer as 'n oorwinnaar wat Jesus gee my krag. Mense, God is die een wat jou vorm, wat jou gemaak het vir wie jy is. God mors niks nie. As jy kyk na Josef se put, dit het na 'n paleis toe oor beweeg. As jy vat Dawid se grot, het sy troon geword. Jesus se kruis het opstanding gekom. Uit sy kruis het hy daar opstanding gekom. Amen. God herwin wat die vyand vernietig het. God sê baie keer vir jou, jy gaan terugkry dit wat die vyand van jou gevat het. Jy gaan terugkry op die einde van die dag. Maar as jy in reverse deur aangaan en jy bly in reverse, gaan jy vorentoe kom om daai belofte te ontvang wat hy vir jou gaan teruggee nie. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So as hy vyand kom met sy storieetjies, nee, hy kom steel, slag en verwoes, dan kan jy sê, weet jy wat, God gaan vir my terug. Ons weet dat hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Wat is die 10 gebooie? Die grootste daarvan is die liefde. En as jy God liefhet, gaan jy waarlik dit nakom. Gaan jy dit waarlik nakom. Want jy wil nie verkeerd doen nie. 'n Mens wil nie verkeerde lewe nie. So regtig mense, alles is nie goed nie, maar dit beteken dat God werk met alles. Baie keer sê jy die wiel gaan draai vir jou, weet jy? Daai wiel draai, hy gaan kom by jou, hy gaan draai. Dan spreek jy dit uit. Want jy sê, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Wanneer laas het julle vir julle vyande gebid? Wanneer laas het julle gesê, daai buurvrou, nee. Het julle gesien waarmee sy besig is? Sy staan alweer by die pandwinkel, sy is alweer besig om goed te pand. Wanneer gaan jy gaan bid eerder vra? Wanneer maak jy tyd vir daai persoon om te sê, weet jy wat, ek sê hulle by Jesus se voete neer, want hulle gaan deur moeilike tye. My gevolg gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Nou, baie mense, is daar dinge wat op hulle pad kom, wat hulle nie verstaan hoekom en waarom nie, want hulle het nie die kennis daarvan. As die kinders groot word in 'n huis sonder God, en hulle word groot sonder God, gaan hulle nie weet wat reg en verkeerd is. Maar ons is gaar om te beklei oor alles, oor die Bybel. Ons stry gereeld. Maar raak 'n bietjie stil en kyk wat daar regtig is wat besig is om te gebeur. Jou pyn word jou platform wat jou seer gemaak het.
word 'n getuienis. As jy kanker gehad het, en jy die kanker gewen, dan kan jy vir 'n ander ou sê, wat was jou resep gewees? Wat was jou motto gewees? Wat het jy gedoen om daardeur te kan kom? Want jy was daardeur. Nou baie keer gebeur daar sulke dinge op 'n mens se pad, sodat jy getuienis kan wees vir iemand anders wat dalk daardeur nou gaan. Iemand wat deur finansiële druk gaan. Ons almal gaan daardeur een of ander tyd. Maar ek kan vir jou sê, God gaan voorsien. Jy kan as dit ja, net vir daai mense. Nee, hy gaan vir ons almal voorsien. Hy gaan vir ons almal voorsien. Maar jy moet in lyn wees met dit. Jou verlede, daai seer, word jou wysheid. As 'n ou dronk bestuur het, en hy het sy kar afgeskryf en hy het sy been verloor, kan hy vir jou sê, kyk wat het gebeur, daar's wysheid, ek kan dit nie weer doen nie, want jy het reeds al daardeur gegaan. Nou kom daai ou en hy sit hier so, hy dalk net twee been uit, net een been, een arm, en sy helfte van sy gesig is verwoes. Dan kan die kinders sien, joe, kyk hoe lyk daai oom, en hy dan sê vir hulle, hoor hierso, ek het gedrink, en dis hoekom dit gebeur het. Dan gaan dit, dan gee daai, dan werk daai ou daai wysheid al klaar ontvang, maar hy moes eers deur al daai dinge gegaan het, om die wysheid te ontvang. Baie keer is daar dinge wat op ons pad kom, ooms wat Peter, tannies wat Peter. Dan lewe jy met daai dinge, jy verstaan nie hoekom en waarom jy verwerping ervaar nie, waarom, jy sê dan vir jou ma, daai oom doen dit en dit en dit, maar daai tannie doen dit en dit, dan sê jy, ag nee man, my kind is besig so aardig. Hanteer dit met wysheid. Jou seer word baie keer jou bediening. As daar een mens is wat vandag kan getuig van die goedheid van God, is dit ek. Ek is so opgewonde, ek wens ek die kinders, die jeug wil begin wakker word. Spring vir die Here, want weet jy wat, as jy hier oor 50 kom, dan raak jou spiere 'n bietjie kleiner en jy raak moeiliker om te beweeg en jette man, as ek maar nou kan spring en te kere gaan, doen dit. Doen dit. Want dis mense, ons moenie laat die verlede ons terugbring. Terwyl jy nou kan, hande opsteek, hande klap, praat, bid, doen dit. Terwyl jy nou kan kerk toe gaan, doen dit terwyl jy kan. Daar gaan tyd kom wat ons nie meer hier mag sit nie. Amen. Daar gaan 'n tyd kom, hoor mooi, wat jy nie meer mag sit in 'n kerk nie. Dan het jy uitgeloos al die pad. Onthou net, jou storie is nie klaar geskryf nie. Die dag wanneer Jesus daai punt maak en sê, dan is jou storie klaar geskryf. Niemand hier is dan nie. Ons almal het al nog asem, ons almal is gesond, ons almal het nog nie die doodsvonnis gekry nie. So ons het nog rede om aan te beweeg. Daai punt is nie gemaak nie. So jy kan vandag, jy wat hier sit, kan vandag 'n verandering bring. Vandag is die dag wat 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, want hy sê, in die tyd van die welbehaag het ek jou verhoor, in die dag van huil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welbehaag, kyk, nou is die dag van huil. Nie môre nie, nie vandag nie, nie eendag nie. Sorry, dis nou. Jy het nou tyd om te lewe. Jy kan nie sê, ek gaan wag tot volgende week, kom ons gee dit nog maar so 3 weke gaan ek kerk doen. In daai 3 weke kan dit wees dat jy dit nie gemaak het. Ekskuus, ek bring dit op, maar ek het gesit met 'n ou tannie gewerk. Dis nie ek gaan kerk toe kom, ek kry dit myself reg. Ek wil net so 'n bietjie wag. En sy's op die ou iets wat gestaan. Nooit kerk uitgekom. Kerk gaan jy nie red nie, sorry, ek gaan jy nie red nie. Kerk gaan nie maak dat jy hemel toe gaan nie. Hoekom is ons hier? Hoekom is hier saam? Hoekom is ons saam? Om liefde te ervaar, om 'n drukkie te kry, om 'n woord te ontvang wat jou gaan stuur. Wat die dag vir jou gaan herinner,
Daai pastoor het gepraat van my verlede. So dit help nie ek bly vas in die verlede en so ek moet losmaak. Maar as jy by die huis gelê het en my bottel 'n bietjie 'n Lion Lager gebruik het jy dan my woorde gehoor? Sê jy vandag 'n drukkie gekry van almal af? Nee. Moenie huis toe gaan voordat die ou langs jou nie vir jou 'n drukkie gegee het en jy vir die ouer drukkie gegee het. Of net gesê het, hallo, weet jy wat, jy's awesome. Baie keer wil mense dit hoor. Mense wil dit hoor. Mense wil hoor, ek's geliefd. Mense wil hoor, ja, dis awesome. Mense wil dit hoor. Jy kan nie verander wat gebeur het nie, maar jy kan besluit wie jy is vandag. Wie is julle? Ek is geseënd, gesalf en gesond. Amen. Wie siek hierso? Wie is nie geseënd nie? As jy vandag weet, daar's iets wat jy moet los. 'n seer, 'n herinnering, 'n identiteit wat nie van God af is nie. Jy weet dit staan nie. Sit net en dan buig jy net jou hoof en dan dink jy aan as daar enigiets is, enige seer, enige herinnering, enige iets wat jou identiteit van God nie van God af is nie. Kom ons buig ons hoofde. Here, ek gee my verlede aan U. Ek kies vandag om vorentoe te beweeg. Ek ontvang genesing, want ek weet dit kom direk uit U hand uit. Ek ontvang 'n nuwe lewe. En ek sê dankie daarvoor. Amen. Ek gaan die diens afsluit en daarna gaan ons oor na nagmaal toe. Elkeen van ons wat hier sit, het seer gekry. Ek gaan vir julle iets vertel. Ek het net bal van speel as kind. Verstuit ek my vinger en van daar af is ek bang vir 'n bal gewees. Nooit weer gesê ek gaan weer 'n bal vang nie, want dit maak jou vingers seer. Maar ek moes actually opgestaan het en gesê, weet jy wat, ek is meer as 'n oorwinnaar. Maar ek is nie geleer nie, want ek het nie so groot geword nie. Daai woord is nie vir my gesê nie. Kinders, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou krag gee. Sê almal, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Behoor, julle moet dit sê, julle moet dit met autoriteit sê. Behoor, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ja, die wat wil opstaan en dit skreeu dit. Ek is meer as 'n oorwinnaar, want dis wie ek is. Daai verlede kan ons nie vashou nie. Ons gaan nie vaskyk in daai verlede nie. Dis tyd om op te staan en vorentoe te beweeg. Dis sê hier trek ek die lyn, ek beweeg vorentoe. Amen. Amen. Kom ons sluit die diens af en ons gaan oor na nagmaal toe. Vader, dankie dat U God is. Ek is nie net vergewe nie, maar ek is vernuwe. Dankie dat ons hoef nie vasgevang te bly nie in dit wat was nie. Want U het ons geroep vir dit wat kom. Ek bid vir elkeen, Here, wat hier sit vandag, elke liewe persoon wat luister, wat hier gaan uitstap, sal weet, ek is nie gebreek nie, ek is nie vergete nie, ek is nie klaar nie. En ek verklaar, die beste lê voor my. En dit wat agter my is, gaan nie my toekoms van vorentoe beweeg vat nie. Ek sê dankie daarvoor. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen.
Okay, vandag kom ons na die tafel. Nie omdat alles reg, dat ons alles reg het. Ons almal is nie perfek nie. Maar omdat Jesus alles volbring het. Amen. Die nagmaal is nie 'n beloning vir goeie mense nie. Dit is 'n plek van genade vir 'n gebroke mens. Vandag bring ons die broodjie en die sap, die wyn. En ons bring ons verlede. Ons kyk na ons verlede. Ons seer, ons skuld en ons vra wat ons het. En ons lê dit by Jesus se kruis neer. Maar dis al wat dit vir jou kan hanteer. 1 Korintiërs 11 vers 24 tot 25 lees ons. En nadat hy dit gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet. Dis my liggaam wat ek vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis." Dit is elke keer 'n herdenking wat jy kan besef, kyk wat het Jesus vir my gedoen. Ek neem elkeen dat jy elkeen 'n oomblik neem en vra vir die Here, wat dra jy nog wat jy moet neerlê? Wat is daar in jou hart wat jy nog moet meedeel? Ekskuus, ek stel dit so. Wat is daar nog by my wat ek regtig goed by die kruis gaan neersit? Wat dra ek nog steeds wat my toekoms van my steel? Ek gaan julle so 'n tydjie gee net om te dink daaroor. Net om te dink daaroor. As ons kyk na hierdie stukkie brood, is Jesus se liggaam wat gebreek is vir elkeen van ons. As jy ontbreek naby jou oor, dan hoor jy die gekraak. Daarvan so het hy elke hou gevat vir my en vir jou. Alles wat jou breek het in die lewe, kan jy vir Jesus gee. Hy het reeds daarvoor gesterf. Elke siekte wat in ons liggaam is, elke hou het hy gevat. Ons kan alles vir Jesus op die kruis gee. Jesus sê hier's dit. Ons kyk na Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat ons vir ons die vrede bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou as jy dit neem en jy eet, onthou jy daai pyn. Daai laaste woorde wat gesê is. Vat jou broodjie, breek, neem en eet. Here, my pyn het nie die laaste sê nie. Het aan daai kruis gesterf. Vir elkeen van ons. As ons beker neem, beteken dit 'n nuwe begin. Want hy het reeds aan die kruis gesterf. Dit is 'n nuwe begin. Dit is nie 'n verbeterde verlede nie, maar 'n nuwe lewe. Jesus se bloed sê jy is vergewe. Jy is skoon, jy is vry. Neem en drink en onthou wat agter jou lê. Definieer nie meer nie. Dit wat voor lê is aan die kruis vas. Amen. Neem en drink. Ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie vir u liggaam wat gebreek is. Vir alles van ons wat u vir ons gedoen het. Dankie vir die bloed, wat nie net bedek nie, maar vry maak. Here, dankie daarvoor. Ons verklaar vandag, dat daai verlede nie meer mag het oor elkeen van ons nie. Ons stap uit hierdie plek uit vandag, as 'n vernuwe, en ons beweeg vorentoe, Here. Ons sê dankie vir die voorreg. Here, dat u aan daai kruis alles vasgemaak het vir elkeen van ons.
bid dit in U naam alleen.